In Ink Luisterstories bied aan. Kersjuleid uit die bundel Van Klippe Lieg, geskryf deur Wynand Schoeman, voorgelees deur Louis Nel. Desember 1996. Soos alle Desembermaande heers daar redelike opgewondenheid op die werf van Wilgerkloof. So 'n paar weke voor Kersfees is maar altyd gewoonlik 'n tyd van opgewondenheid. Dis immer skoolvakansie, dis Desember en dit beteken see toe en Kersvader versoek kinders. Maar hierdie jaar was daar ietsie ekstra in die lug. Ietsie was anders. Eerstens was dit die laaste keer wat ek en my jonger suster Nanet skool op Gramstad klaargemaak het. Ons sou die volgende jaar in Oos-London by 'n nuwe skool begin skool gaan. So, ons was opgewonde oor die vooruitsigte. Ek moes ook daai Desember 'n paar weke lange oorlewingskursus in die Cederberge bywoon. Daarna sou die res van my familie deurkom Kaapstad toe om by my te kom aansluit om Kersfees saam met my oom en tannie en my neef Dani te vier. Dis lekkerte op lekkerte wat voorlê. Tussen die plaaswerkers het daar ook elke jaar net voor Kersfees 'n opgewondenheid geheers. Onder andere vir die Kersete wat ons as gesin jaarliks aangebied het, gepaardgaande met 'n filmaand. Dinner and a movie à la farm style. Elke jaar het ons die skeerskuur skoon geskrob, die mure was kalk gewas en die kerk se banke by die plaaskerkie gaan haal en dan in rye in die skeerskuur gepak. Die gras buite moes gesny word en al die buisligte wat deur die jaar gegroet het, moes vervang word. Vir 'n paar dae en laatnagte het ons as 'n gesin vir elke plaaswerker, sy vrou en kinders, elkeen by naam 'n pakkie opgemaak. Paar koekies, paar lekkertjies vir die kinders, 'n lollipop of 2. Vir die mans gewoonlik 'n groot boks BB twak, 'n paar vuurtjie kartonne en so aan. En dan het ons bioskoop gehou. Die pakkies is uitgedeel vir die kindertjies en daar was groot vreugde onder almal. Dan het ons flieks gekyk. Waar destyds 'n plek in Port Elizabeth gekry wat filmrolprojektors uitverhuur het. Dan het hy 2 flieks uitgeneem. Die eerste was altyd 'n film wat algemeen in enige videowinkel te kry was. Maar dit was oorgeklank in Xhosa. The Gods Must Be Crazy was elke jaar 'n groot hit. Die tweede fliek was dan 'n Xhosa fliek met 'n Christelike boodskap. Dit was Ma se bydrae. Sy het geglo daaraan om die woord te verkondig soveel 'n mens kon. Na die 2 flieks is al die werkers huis toe met hulle geskenkbokse en slapende hanglip kindertjies oor die skouers. Die vure is aangesteek en daar is die oggendure ingekuier. Die dag na ons movie aand moes 'n klomp jolige en babbelaars werkers in dorp toe om hulle Kersinkopies te gaan doen. Dit was die tweede rede hoekom die Wilgerkloof werf daai tyd van die jaar in 'n rep en roer was. Dit was 'n groot gebeurtenis op ons kalender en iets waaroor Pa glad nie opgewonde was of na uitgesien het nie. Vir 'n paar dae voor die tyd
was hy in 'n slegte bui en moenie jou Kersfees wishlist voor hom kom durf rondswaai nie. Vroegoggend het die werkers al voor sy kantoor in 'n tou kom staan en opgewonde gesels. Dit was tyd om die lone en bonusse te ontvang en Kersinkopies in die dorp te gaan doen. Sommiges het my nader gewink en gesê, ek moet gaan kyk of daar nie nog van die vanilla sponskoek oor was of 'n paar van die lekkertjies van gisterand nie. Ons werkers het hulle eie ongesproke rangorde gehad. Omdat ons 'n familieplaas was, het sommige van die manne vir my oupa gewerk en nou werk hulle weer vir my pa. Hulle paas het weer saam met my oupa gewerk en hulle oupas vir my oupa grootjie. Die hiërargie was as vanselfsprekend aanvaar. Soos pa die lone uitgewerk het en die bonusse in kontant betaal het, so het die ry korter geword. Die oudste manne se gesinne was gereed getooi om dorp toe te gaan. Die Isuzu 2-ton trokkie was gewas en die manne het hulle geld vir die vrouens gegee en stelling op die trok ingeneem. Die bioskoop se kerkbanke is sommer op die trok staan gemaak en plegtig sit almal hoi polloi. Die trok loop dorp toe vir Kersinkopies. Lysies is gemaak. Die kinders wie se skoolskoene te klein geraak het, moes hulle voete op 'n stukkie karton kom sit. Die voet is dan met 'n koutjie omgetrek en ma dit vir hulle uitgeknip. Bewapen met die stukkie karton is hulle dan dorp toe om by Peps of Ackermans nuwe skoolskoene te gaan koop vir volgende jaar. Sommer 'n size of 2 groter. Almal wat wou of moes dorp toe, het op die trok geklim, met vrouens wat die geld veilig in die bra weggesteek het. Dit was 'n jolige jaarlikse affære. Almal wou saam. Almal behalwe Paul. Paul was 'n kontrakdraadwerker wat vir my pa hulle draad gespan het. Hy en sy vrou Elsie het so 2 jaar tevore by ons op die plaas aangekom en vreemd genoeg het hulle gebly. Selfs lank na hulle kontrakwerk verby was. Ek kan nie onthou hoekom nie. Ek onthou hulle as harde werkers, kliphard gepak deur die son. Hulle was boesmans en Paul het gereeld vertel, hy stam van 'n Khoisan koning af. Paul en Elsie se hande was albei harde eelte van pikslaan in die Karoo harde aarde om pale te sink. Gebore om draad te trek, klein basie, het hy gereeld geskerts. Ons het oor die jare menigte kere moles met hulle gehad as gevolg van wingerdvog, veral die dag na lone betaal was. Laaste enkele sente sou gaan vir drank. As die sente op was, sou daar gestook word, maar drink sou hulle drink. En nie kwaliteit nie, sommer enige tyd. Soos die dominee kom sê het, sonder tyd of einde. Oor die jare het ou dronk Paul 'n reputasie in Graamsstad opgebou vir molesmaak, terwyl hy onder die prop was. As hy sy mis afgehaal het, was sy kop 'n padkaart van snywonde, steekwonde en littekens waar hy al met 'n mes of selfs 'n skroewedraaier bygekom is tydens hierdie dronk onder onsies. Hy het ook 'n halwe linkeroor vermis, wat na bewering deur sy eie dronk broer afgebyt is. Glo oor iets simpels ook nog. As gevolg van Paul se reputasie, durf hy nie meer dorp toe gaan nie. Bad blood, klein basie, bad blood, het hy my ernstig verduidelik, hoekom hy nie op die trok kon klim nie.
Dan haal hy sy mis af en wys na 'n ou litteken op sy kop. Hulle sal like om my te finish, sê hy dan, en rol sy oë groot om te wys hoe ernstig dit is. Die ander werkers het dit beaam. Sodra Paul se voete op Graamsstad geland het en die eerste sente in die drankwinkel se til geklingel het die bakleiery al begin. Paul kon nie saam dorp toe nie. Dit was 'n saak van lewe of dood. So staan Paul die lone dag eenkant onder die afdak en loer om die pilaarrand hoe almal opgewonde op die trok klim om dorp toe te gaan. Hy lyk uiters verwese en verlore. Sy oë blink en ek kan sien sy trane lê vlak. Al sy geld is nou in sy vrou Elsie se boesem ingesteek om die Kersinkopies te gaan doen. Maar ek en Paul weet ewe goed, dit beteken nie noodwendig Kersinkopies nie. Dit beteken net, sy gaan nou alleen in die dorp drink, met sy bonus. Ek is in 'n goeie by die dag en ek bied vir hom 'n lifeline, 'n oomblik van swak oordeel. My ma was as 'n reël absoluut gekant teen die drankgebruik en misbruik onder die werkers, maar nog meer so vir die twee boesmans en hulle dronkmannewaales. Menigte nagte was ons wakker geklop met twee rasende boesmans op die stoep. Dik geslate lippe, toe oë en hand om die nek dra die twee mekaar tot by die plaashuise stoep. Druipende van die bloed om my ma te kom wakker klop versteke. As my ma smoor kwaad in die huis ingaan om die noodhulptassie te gaan haal, sou Paul agterna skree, en so klein soepie brandy vir die pynmerm. Wetende hoe my ma voel oor alkohol onder die werkers, veral die aand na ons Christelike Kosa movie vir hulle gespeel het, en wetende hoe my ma daaroor voel, dat Elsie al Paul se geld vandag alleen gaan uitsuip in die dorp, en niks skoene vir die kinders gaan koop nie, en wetende hoe Paul se kinders Elsie verlede jaar met 'n kruiwa moes huis toe stoot na die Kersinkopies, bied ek nietemin my hulp vir Paul aan. Ek dink Paul verstaan in elk geval nie veel Kosa nie, so die morrelende storie het in elk geval by hom verbygegaan. Wat kan ek vir jou koop, Paul? Ek gaan vanmiddag saam met my ma inry dorp toe, en dan sal ek iets vir jou kan saambring. Paul se oë blink hoopvol. Hy wag eers voor hy antwoord om seker te maak, dis nie 'n lokval nie. Net 2 bottels brandy asseblief, my klein baasie. So hoopvol as wat kan kom. 2 bottels nogal, vra ek gemaak verbaas. Net 2, beaam hy ernstig en knik sy kop. Hy lig 2 kort, grove vingers tussen ons op en met sy ander hand tel hy af. Enetjie vir Kersfees, en hy buig die een vingertjie af, en enetjie vir nuwe jaar, en buig sy tweede vingertjie ook af. Paul het my sopas oortuig. Okay, Paul, sê ek, maar jy het nou al jou geld vir Elsie gegee. Hy kyk my so 'n sekonde stil aan en gee dan 'n effense tree na links. Agter sy broeksak sit 'n versteekte broekstak, wat hy self daar binne vasgewerk het met 'n horseshoe tabaksakkie.
Hy wikkel sy hand binne en haal 'n vuil hoopie R10 note uit. Saving for a rainy day, giggel hy en gee so 'n hoppie na links en regs, baie ingenome. Hy druk die hele hoop verrompelde note in my hand. Ek voel soos 'n drug lord. Met sy ander hand rol hy vinnig my hand toe sodat niemand die deal kan sien nie. Hy wys weer met sy 2 vingers op na my toe. Net 2 klein baasie, dankie my klein baasie. En met die draai hy om en jakkals draffie daar weg. Alkohol koop in Graamsstad in 1996 was 'n ander affære. Jy het 'n idee nodig gehad. Die oom agter die til bel jou skool as jy in 'n skooluniform durf drank koop. Met Paul sit vuil R10 note in my broeksak, loop ek die drankwinkel in, so asof ek daar hoort. En toe dit by die uitsoek van brandewyn kom, voel dit sommer aardig. Ek voel of die oom agter die til dit ook weet. Ek ken geen van die name of die tipes brandewyn nie. Ek tog toe dat Paul se geld my behoort te lei en ek tel die R10 af. Daar moet seker genoeg wees om 2 bottels brandewyn te koop, maar met die oogopslag lyk dit vir my of Paul tuin gaan kry vir Kersfees en Nuwejaar. Die geld is nie genoeg vir 2 bottels brandewyn nie. Ek maak of ek in die winkel hoort en die oom kyk af na sy eie werk. Ek sien die bottels word goedkoper nader na die til se kant toe en daar sien ek Cape Hope Brandy. Die prys werk toevallig lekker met die vuil R10 in my hand en ek gryp sommer die 2 bottels. By die til loer die oom oor sy bril na my toe en ek staan effens op my tone en hoop ek lyk ouer as wat ek voel. Die oom vra nie en slaan die til. 2 times Cape Hope, check. Ek voel soos maatjie van die week op Z. Die Desember raak net al beter. Buite gekom met die bruin papiersak vol van Paul se Cape Hope, moet ek dit goed vir my ma wegsteek. Sy is by Clicks in en ek moet gou speel. As sy uitvind ek het vir Paul drank gekoop, is die Satan los. Of soos my ma gesê die dag as sy bemoerd was, Satan is weer los. Die ekstra G het erns aan haar bemoerdheid gegee. Ek kry kans om die double cab se canopy oop te sluit. Ek sit nog 2 plastiese sakke rondom die bruin papiersak en steek die 2 bottels onder die bakkie se spaarwiel wat los in die canopy lê weg. Plaaskinders sal jou vertel, 'n spaarwiel word nie onder die bakkie vasgemaak nie. Dis net 'n mors van tyd. Hulle ry los saam. Ons ry terug plaas toe. Ek bestuur en ek ry ekstra mooi, sodat Paul se bottels nie op die uitgespoelde grondpad moet breek nie. Op die plaaswerf aangekom is my pa reeds met die trok terug van die Kersinkopies met die werkspan. Dis 'n geskel en 'n gevloek agter op die trok, rondom die trok, selfs onder die trok. Die kerkbanke het omgebliksem nog voor hulle by die grondpad afgedraai gekom het. My pa probeer die chaos regeer, maar die een is hy besig om te verloor. Hy's rooi in die gesig van baklei. Die 45 minute rit van die dorp af plaas toe het 2,5 ure geneem, want blykbaar moet die manne gereeld stop vir 'n piepie breek.
Nes almal weer na 'n moerse gesukkel terug agter op die trok is en my pa net deurskakel tweede rad toe, wil iemand anders weer pie. Dis 'n gesukkel en ek sien sommer, hier is die satang al klaar los. So stop ons op die werf met die double cab. Ma sê nogal hoe mooi ek gery het. Bring jy die pakkies in, sê sy. Ek gaan jou pa keer voor hy beroerte kry vandag. Ek klim uit en begin die pakkies op die agterste sitplek uitlaai. Uit die hoek van my oog sien ek Paul nader sluip. Ek sê, Paul, ek het nie nou tyd vir jou nie. Loop haal vir Elsie. Kyk hoe rol sy daar onder die trok. Paul maak of hy my nie gehoor het nie. Stroopsoet vra hy. Middag my klein baasie. Wat is dit, Paul? Ek hou my as prisdom. Het die klein baasie geonthou? Wat, Paul? Wat onthou? Weer dom. Paul kyk half kant toe, half grond toe en sê, ag, jene, moenie sê die klein baasie het my gevergeet nie. Ek loer oor die bakkie se dak en na waar my ma besig is om met die dronkies te raas en my pa tegelyk te kalmeer. Ek kyk vir Paul met 'n skelm glimlag. Sy oë helder sommer op. Paul, sê ek, wag net tot die merm in die huis ingaan, dan kyk jy onder die spaar. Paul wag nie 'n moer verder nie. Hy skiet agter in die canopy in. Met daai klein lyf pas hy wragtig amper regop binne in die canopy. Hy lig die moer se bakkie spaarwiel met een arm op, terwyl die ander arm soekend na die plastieksakke gryp. Kompleet soos 'n bobbejaan 'n skorpioen onder 'n klip sou soek. Wag net 'n bietjie, Paul, probeer ek keer. Ek sien ma begin nou om my pa van agter af in die huis in te stoot. Hier, kom, moeilikheid. Paul wag nie. Hy pluk die plastiese sakke en die bruin papiersak behendig in een vinnige beweging af van die 2 bottels goue nektar. Hy staan half krom gebuk binne die canopy. Kyk, hoop, juig hy, my favorite. En met die 2 bottels in sy hand vasgeklem, probeer hy by die canopy uitklim. So hastig en so lastig. Nes my ma my pa uiteindelik by die agterdeur ingestoei gekry het, hak Paul se voet met die uitklimslag aan die bakkie se klap vas. Hy duik kop eerste uit die canopy uit en in die proses keer hy sy val met die 2 bottels Cape Hope en slaan die bodems eerste op die hardgetrapte grond. Al 2 die bottels breek in skerwe. Paul doen 'n duikrolletjie en kom langs die stikkende bottels te lande met sy 2 kort beentjies voor hom uitgestrek. Hy kyk eers stom rond, kyk na my en dan kyk hy hartseer af na die 2 stikkende bottelnekke wat hy nog stewig in sy hande vashou. Hy sit hulle op sy en begin die nat brandewyngrond met sy hande bymekaar stoot. Lig so bietjie van die grond in sy handpalms op na sy gesig, ruik daaraan en begin sommer huil. Regte trane, huil. Dit gebeur alles so vinnig en ek sukkel om te verwerp wat so pas gebeur het. Eers toe Paul begin huil, kom ek tot verhaal en vra, "Fucking Paul, wat nou?" "En nou, klein baasie," sê hy deur die trane, "is
albei my ouers op slag dood. Dit was Kersjuleid uit die bundel Want Klippe Lieg, geskryf deur Wynand Skooman. Hierdie bundel is beskikbaar by NS Skrywerhuis by www.nsskrywerhuis.co.za. Hierdie voorlesing, as ook die tegniese versorging, was behartig deur Eugene Pinaar. Besoek gerus ons kanaal In-Ink Luisterstories vir nog meer lekker luisterstories in die vorm van voorlesings en radiodramas. En as jy daarvan hou, volg gerus ons kanaal deur die subscribe knoppie regs onder aan hierdie skerm te druk.